Dit is Kersfees en ons is hier by mekaar as God se kinders om saam te vier wat Jesus se koms vir die wêreld beteken. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees wat ook op hierdie Kersdag God se hoop, vrede, vreugde en liefde in ons harte wil laat leef. Ons dank U, Here, vir die geskenk van U Seun aan die hele wêreld. Ons dank U dat Jesus se koms hoop, vrede, liefde en blydskap moontlik maak vir elke mens in elke nasie. Gee ons die genade sodat elkeen van ons liefde en vrede aan almal rondom ons sal bewys. Laat U Gees, o Here, ons nou aan U, die lewende God, verbind, wanneer ons die geboorte van U Seun gedenk. Amen. Ek lees vir ons uit Psalm 97. Die Here regeer, laat die aarde juig. Laat al die afgeleë eilande bly wees, wolke en diepe duisternis omring hom, reg en geregtigheid is die grondslag van sy troon. Vuur gaan voor hom uit en rondom hom verbrand dit sy teenstanders. Sy weerligstrale verlig die aarde, die wêreld sien dit en sidder. Berge smelt soos was voor die Heer van die hele wêreld. Die hemele verkondig sy geregtigheid en al die volke sien sy majesteit. Almal wat gesneede beelde dien, wat spog met niks werd afgode, staan beskaamd. Buig in aanbidding voor hom alle gode. Sion hoor dit en is bly, die dogters van Juda juig oor U oordeele, Here. Want U, Here, is die heel hoogste bo die hele aarde, U is ver verhewe bo alle gode. Julle wat die Here liefhet, moet die kwaad haat. Hy beskerm die lewe van sy troue volgelinge, uit die hand van goddeloses red hy hulle. Lig is gesaai vir die regverdiges, vreugde vir hulle met opregte harte. Verbly julle in die Here regverdiges en prys sy heilige, gevierde naam. Tot sover. Alles verander met Kersfees. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Jesus se geboorte verander die hele geskiedenis. Ons omgewing, ons wêreld is nie meer dieselfde nie. God het ons wêreld aangeraak, God het ons lewe en ons omgewing kom verander. Iemand het gesê, Kersfees laat ons besef dat daar nie net 'n baba gebore is nie, maar dat ons herskepping begin het. God kom as 'n mens op aarde en verander die karakter van die ganse wêreld. Alles verander. Wanneer God op die toneel verskyn, lyk alles klein en nutteloos. Selfs berge bewe voor God se teenwoordigheid. Sy weerligstrale verlig die aarde, die wêreld sien dit en sidder. Berge smelt soos was voor die Here. As hierdie God in jou lewe instap, verander alles. Jy word 'n nuwe mens met nuwe prioriteite. Psalm 97 vier God se aanraak van die wêreld. Ontzagwekkend is God se werke, verstommend sy teenwoordigheid, kragtig sy dade. Psalm 97 vers 1 sê, die Here regeer, laat die aarde juig, laat al die afgeleë eilande bly wees. God is teenwoordig. Psalm 97 sing in die oortreffende trap van God se kragtige teenwoordigheid. Die Here is nie ver nie, hy is naby. Die Here is nie passief nie, hy regeer aktief. Watter taal gebruik mens om hierdie God te beskryf? Sal woorde soos Psalm 97 sê, wolke en aarde en vuur en weerlig en berge en hemele help? Die hele aarde, sê Psalm 97, daardie bol wat om die son draai, is op die een of ander manier besig om hande te klap en die Here se naam groot te maak. Die Psalm getuig dat God dinamies in ons wêreld betrokke is. God is hier. Soms sien ons hom nie raak nie. Soms lyk ons krisisse ondeurdringbaar, so asof God nie groter as dit is nie. Ander kere is God so teenwoordig dat berge smelt. Hy is regverdig in sy dade. Teenoor God se magtige teenwoordigheid word afgode in vers 7 as niks werd geteken. Al jou afgode beteken niks. Jou geld en jou rykdom kan in 'n oogwink verdwyn. Jou wysheid en verstand kan kwyn. Jou gesondheid kan wegraak.
Jou gode sal voor God wegsmelt. Daar is niks op hierdie aarde wat nie die knie voor God moet en sal buig nie. Voor hom hou niks stand nie. Ook nie die valse sekerhede waarin ons onsself so graag uitverkoop nie. Die mens vrees of mense of dinge, of jy vrees vir God. Maar nooit albei nie. Jy is of uitverkoop aan die almagtige God, of jy loop agter afgode aan. Dit is dwaas om ander gode en dinge te dien. Beelde, ja ook jou vooropgestelde idees en afgode, alles wat so baie belangrik in jou lewe is niks werd. En almal wat hulle dien sal ontnigter word. Sien, dit is waar ons prioriteite moet verander. Ons het dalk nie afgode soos die Hindoes nie, maar tog stel mense so baie ander dinge in die lewe, selfs bo God. Hulle aanbid hulle werk, hulle geld, hulle goeders, hulle kry hulle lewe uit die hand van geld, plesier en goeders. Hoe sê die Bybel, soek allereers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir jou gegee word? Wat en wie aanbid jy? Rob, 'n suksesvolle sakeman, vertel dat sy groot lewensdoel was om die hoofuitvoerende amptenaar, die CEO van 'n groot maatskappy te word. Hy het al sy energie agter die droom ingewerp. Dit het sy lewe oorgeneem. Uiteindelik was hy toe die nek van die plek. Maar sy huwelik was daarmee heen, sy kinders vreemdelinge en sy lewe was leeg. Die sukses was nie so soet soos hy gedink het dit gaan wees nie. Met 'n massiewe maandelikse salaris in sy sak, het hy eendag besef dat oor sy lewestandaard geskryf mislukking. Dis inderdaad dwaas om dinge te dien. In die Ou Testamentiese taal besing Psalm 97 die Here as die een wat waarlik lig bring. Die Here vul die lewe met blydskap, sin en betekenis. Die Here raak ons lewens aan en verander dit onherroepelik. Psalm 97 sê, die Here regeer. Die Here hou die hele wêreld in sy hande. Die Here hou ons lewens in sy troue hande. Die Here bring lig vir die regverdiges en blydskap vir die opregtes. Hierdie woorde herinner aan die engele se loflied daardie eerste Kersnag. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Sien, die oomblik as jy die Here ontmoet, verander jou lewe in lofprysing en aanbidding. Psalm 97 vers 12 sê, verbly julle in die Here regverdiges en prys sy heilige gevierde naam. Bly in die Here regverdiges, prys sy heilige naam. Ons word met hierdie woorde opgeroep om die Here te loof en te prys. Kersfees gaan nie oor geskenke aan mekaar nie, maar wel oor God se geskenk aan ons. Kersfees gaan oor Jesus Christus en Jesus Christus gaan oor jou sondes wat betaal is, verlossing, genade, die kruis, die graf, die leë graf en die wederkoms. Dit is alles in die Kersgeskenke wat God vir jou toegedraai het en ook die gawes van die Gees. Maar wat maak ons met ons geskenke? Die beste geskenk is tog die geskenk wat gebruik word. Romeine 12 vers 2 sê, julle moet verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Dit gaan oor God. Die oomblik wanneer jy besef dat alles wat jy is en het aan God behoort, verander jou denke ten opsigte van jou hele lewe. Die Here wys in Psalm 97 dat juig en jubel, lofprysing en aanbidding nie veel te maak het met hoe dit met jou gaan nie. Jou lofprysing en jou oorgawe gaan oor wie God is. Die Here regeer en die aarde, ons en die hemele moet juig. Jesus het op aarde aangekom, niks is meer dieselfde nie. Net lofprysing en aanbidding pas by die glorie van God se teenwoordigheid. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Amen. O Here, dankie. Dankie dat ons die grootste Kersgeskenk kan oopmaak, alweer nuut kan oopmaak. Verlossing in Jesus Christus. Dat U besig is om elke dag ons te skep en te herskep, nuut te maak, sodat ons kan word wat U ons beplan het om te wees.
Help ons om ons prioriteite reg te kry. Help ons, Here, dat ons sal wegdraai van alles wat vir ons so belangrik is en sal terugdraai na U toe. Help ons om die vrug van die Gees uit te leef in ons lewens. Help ons, o Here, dat ons U sal lief hê met ons hele hart, siel, verstand, krag, en dat ons almal rondom ons sal lief hê soos wat ons onsself lief het. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen. Ere aan God, ere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehae. Ere aan God in die hoogste, ere aan God in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense, in die mense 'n welbehae, in die mense 'n welbehae, 'n welbehae. Ere aan God, ere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehae.